Belydenis, Gesang 164, vers 1 en 2. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 205, vers 1 en 2. Amen.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 209, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Kom ons sing gesang 334 vers 2 en 4. Oh,
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en ons lees die brief wat Paulus aan Filemon geskryf het. Van Paulus, 'n gevangene ter wille van Christus Jesus, en van ons broer Timotheus, aan Filemon, ons vriend en medewerker, en aan ons suster Afia, en aan Archippus, ons medestryder, en aan die gemeente wat gereeld in jou huis bymekaar kom. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek my God, omdat ek hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. My bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, jou 'n dieper insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Jou liefde het vir my groot vreugde en bemoediging gebring, omdat jy, broer, die harte van die gelowiges verkoop het. Daarom, al het ek in Christus die volste reg om jou op jou plig te wys, doen ek liewer 'n beroep op jou op grond van die liefde. Dit doen ek, Paulus, wat 'n ou man is en nou ook 'n gevangene ter wille van Christus Jesus is. Ek doen 'n beroep op jou in belang van my kind Onesimus. Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie, maar nou is hy baie bruikbaar, sowel vir jou as vir my. Ek stuur hom na jou toe terug, en my hart gaan saam met hom. Wat my betref, ek sou hom graag by my wou hou, sodat hy my in jou plek kan dien, terwyl ek ter wille van die evangelie 'n gevangene is. Maar ek wou niks sonder jou instemming doen nie, sodat jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Miskien was hy 'n kort tydjie van jou af weg, juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry. Nou nie langer net as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Dit is hy besonderlik vir my. Hoeveel te meer sal hy dit dan nie vir jou wees nie, as mens en as broer in die Here. Dus,
as jy my as deelgenoot in die geloof beskou, ontvang hom, net soos jy my sou ontvang. As hy jou enige skade aangedoen het, of iets skuld, sit dit op my rekening. Hier skryf ek, Paulus, met my eie hand. Ek sal betaal. Ek hoef jou natuurlik nie daaraan te herinner, dat wat jy is, jy aan my te danke het nie. Ja, broer, in die naam van die Here, bewys my hierdie guns. Maak my hart bly, soos 'n broer in Christus. Ek skryf aan jou in die vertroue dat jy sal doen wat ek vra. Ek weet ook dat jy selfs meer as dit sal doen. Hou sommer ook vir my huisvesting gereed, want ek hoop dat God in antwoord op julle gebede my aan julle sal teruggee. Epafras, wat saam met my terwille van Christus Jesus 'n gevangene is, stuur vir julle groete. Ook my medewerkers, Markus, Aristarchos, Demas en Lukas stuur groete. Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons staan vanoggend voor U. En ons elkeen kom met 'n diepe belydenis dat alles wat ons sê en doen, ons eintlik vooruit loop en ons by U aankla. Dat ons U nie so lief het, soos wat ons altyd met die mond sê nie. Ons pleit om vergifnis, maar dan gaan dwaal ons maar weer op ons ou paaie rond. En ons het mekaar ook nie so lief, soos U van ons eis nie. Ons erken, waar ons sout in hierdie wêreld moet wees, is ons eintlik smaakloos. Ons wys niemand om ons, om U te eer nie, want ons self is traag om dit te doen. Ons staan in huiwering hier voor U in gebed, want ons verdien nie om gehoor te word nie. Maar tog pleit ons by U, dat U nie U gesig van ons sal wegdraai nie. Ons pleit dat U ons tog maar weer sal hoor,
En dit net omdat ons in die naam kom wat U ons gegee het, Jesus Christus, ons Heer. Steek U hand na ons uit en bevry ons van onsself. Laat U Gees oor ons heers en maak die werk van ons harte en hande, maak dit tog rein en skoon. Goeie Heer, spreek vandag weer U woord tot ons en laat ons tog U koninkryk sien. Ons pleit om genade in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 451, al 3 die strofes. Heilige Gees, veronderstel, iemand vra u
om by 'n geleentheid vir die gesin of die familie se byeenkoms 'n stukkie uit die Bybel te lees en 'n gebed te doen. Waar gaan u in die Bybel soek na 'n stukkie om vir so 'n geleentheid te lees? Verseker gaan 'n mens deur die Bybel blaai en jy gaan na plekke soek waar ons vertel word van God se liefde en God se ontferming. Niemand van ons gaan in die profete rondblaai en soek na die een of ander oordeelsprofesie van die profeet nie. Ons gaan na 'n mooi stukkie soek om te lees. Ons gaan in Jesaja kyk waar Jesaja sê, God sê, jy is myne, jy het niks te vrees nie. Psalm 23, die Here is my herder, hy ontvang my soos 'n eregas. Gaan 'n stukkie soek van God se liefde en barmhartigheid. En tog is dit hier dieselfde liefde en barmhartigheid van God wat ons mense tot rasernay kan dryf. Dink aan die profeet Jona. God stuur hom na die Nineviete toe om hulle op te roep tot bekering. Jona wil nie gaan nie. Hy kies 'n ander pad. En uiteindelik is ons by 'n punt wat God weer vir hom sê, nou gaan jy soontoe. En daar kom die hele stad Ninive tot bekering. En Jona is kwaad vir die Here. Hy sê, dit is hoekom hy nie soontoe wou gaan nie, omdat hy weet dat God 'n God van liefde en lankmoedigheid en genade is. Dis hoekom hy nie soontoe wou gaan nie. Ons teksgedeelte bring 'n prentjie in die geestesoog. 'n man sit by sy tafel en sy sekretaris is besig om vir hom 'n brief te lees. En buite die huis is daar 'n groot rumoer aan die gang onder die slawe. Want 'n droster slaaf het teruggekom. En hulle gryp hom toe sommer ook. Want slawe dros nie. Met die hoogbloei van Rome is daar bereken dat omtrent 30% van die bevolking in Rome self uit slawe bestaan het. Al die welgestelde mense het slawe gehad. Net soos wat jy mark toe gaan en vir jou vee gaan koop, skape, beeste, bokke, donkies. Net so gaan jy ook mark toe en jy koop daar vir jou 'n slaaf. Slawe was uit die aard van die saak duur items. So net die welgestelde mense
kon slawe bekostig. So wanneer iemand se slaaf dros wegloop, is dit vir jou 'n baie groot finansiële terugslag. En ja, daarom was daar ook baie streng wetgewing rondom slawe wat sou dros. As jy 'n slaaf is wat dros, dan moet jy weet, as hulle jou gaan vang, is jy in baie groot moeilikheid. Dan word jy teruggevat na jou eienaar toe. En dan is jy uitgelewer in die genade van jou eienaar. Jy kon selfs om die lewe gebring word omdat jy gedros het. Of daar kon dan ook met 'n warm yster hier teen jou voorkop die letters FUG gebrand word, dat dit permanent daar sit, wat as dit van die Latyn afkom, wat beteken, jy is 'n slaaf wat dros. Hulle kon selfs jou 2 bene breek, sodat jy nie weer kan wegloop nie. En as jy nou uiteindelik sou herstel, en jy moet weet wat se karige mediese hulp daardie tyd daar was, dan was jy die afskrikmiddel vir enige ander slaaf wat dit in sy kop sou kry om te wou dros. Maar 'n mens het ook goeie eienaars en goeie slawe gekry. As 'n slaaf vir sy eienaar lank en 'n goeie diens gelewer het, dan kon so 'n eienaar besluit om hierdie slaaf se vryheid aan hom terug te gee. En dan het so 'n man gewoonlik 'n groot ete gereël met al sy belangrike vriende uit die kontry. En hierdie slaaf is genooi om by hulle aan tafel te sit, en dan sou die eienaar vir hom 'n briefie gee, 'n dokumentjie gee wat sê, hy word vrygestel van sy slaafskap, hy is nou 'n vry man, wat kan kom en gaan soos hy wil, en kan deel word van die sosiale samelewing. Nou, ons het voorbeelde in die Bybel van goeie slawe en slegte slawe. As ons dink aan Abraham. Abraham het 'n goeie slaaf gehad, sy naam was Eliezer. En daar was so 'n goeie verhouding tussen Abraham en Eliezer, dat toe daar vir Abraham en Sara na 'n lang ruk nog nie 'n kind gebore is nie, het Abraham vir die Here gesê, dit lyk vir hom asof hy maar al sy goed aan sy getroue slaaf Eliezer moet bemaak. Uiteindelik was dit ook Eliezer wat gestuur is om vir Abraham se seun Isak 'n vrou te gaan soek. Goeie eienaar, 'n goeie slaaf. Maar ons lees ook van die profeet Elisa, het 'n slaaf gehad. Sy naam was Gehasi. Sleë man. Hier kom die leerhoof Naaman vanuit die noorde van Israel, hy's 'n heiden, maar uiteindelik kom hy by Elisa, want die man het melaats geword. Elisa het vir hom gesê, gaan bad jou in die Jordaanrivier. Hy het teruggekom, hy's gereinig van sy melaatsheid, en hy bied aan die profeet 'n groot geskenk aan.
Maar die profeet bedank dit. En so is Naaman daar weg. Maar Gehasie sit hom toe agterna. En hy sê toe, vertel toe 'n leuen. Hy sê vir Naaman, daar het nou net 2 kandidaat profete aangekom en die arme 2 het nie kos en klere nie. En toe gee Naaman vir hom 2 stelle klere en omtrent 64 kilogram silwer. Maar wat Gehasie toe na sy huis toe vat. En toe hy by Elisa kom, vra die profeet vir hom, waar was jy? Hy sê nêrens nie. Toe sê die profeet, dieselfde melaatsheid waaraan Naaman gelei het, sal jou tref. En dan het ons in ons skrifgedeelte te doen met 'n drosterslaaf Onesimus. Nou uit die brief wat vir Filemon gestuur word, lei ons af. Hy was 'n baie welgestelde man, hy het slawe gehad. En ook vir die feit dat die gemeente in sy huis bymekaar gekom het. In daardie tyd was daar nog nie kerkgeboue waar die gemeentes bymekaar gekom het nie, want die gemeentes was nie so groot nie. En dan was daar gewoonlik 'n welgestelde lidmaat wat sy huis beskikbaar gestel het, waar die gemeente bymekaar kon kom. En dit het Filemon gedoen, want hy het oor die vermoë beskik om dit te kon doen. Nou, een van sy slawe het gedrogs, Onesimus. En op Onesimus se omwandelinge kom hy toe op Paulus af. Paulus wat onder huisarrest was. En moontlik het Onesimus gereken, hierdie man is self onder huisarrest, so hy kan dalk miskien soort van 'n tuiste by hom vind, want hopelik sal so iemand hom daarom nou nie aan die owerheid oorhandig nie. En so bly Onesimus by Paulus. En terwyl hy daar by Paulus is, vertel Paulus hom die evangelie. En hierdie Onesimus, hierdie drosterslaaf, ontvang geloof. En hy kom tot bekering. En toe kom die dag van afrekening. Onesimus, jy's 'n gelowige man nou. En nou moet jy doen wat enige gelowige sal doen. Jy gaan terug na jou eienaar toe. En nou is ons by die punt waar Filemon daar sit en hy hoor hierdie brief van Paulus. Paulus skryf aan Filemon, dus, as jy Filemon, my Paulus, as deelgenoot in die geloof beskou, ontvang Onesimus, jou drosterslaaf. Ontvang hom net soos jy my Paulus, jou vriend en vryman, sou ontvang. Ek skryf van jou in die vertroue, dat jy selfs meer as dit sal doen. En waarmee word Filemon nou gekonfronteer? Hier kom 'n drosterslaaf terug.
Drosterslawe het nie teruggegaan nie. Hier kom hy terug. Wat gaan hy nou met hierdie man doen? Want onmiddellik staan Filemon in twee wêrelde. Onthou, hierdie brief is ook aan die gemeente gerig. Daar staan baie duidelik bo aan Filemon en aan die gemeente. Hy staan onmiddellik in twee wêrelde. Die eerste wêreld waarin hy staan is hierdie wêreld van regte. Hier kom hierdie drosterslaaf terug. As hy niks aan hierdie slaaf doen nie, dan gaan al die ander slawe dit sien en môre oormôre dros die volgende 2 of 3. Want Filemon het mos 'n sagte hart. Hy doen dan niks aan hierdie slaaf, hierdie drosterslaaf nie. Wat gaan die wêreld sê waarin Filemon woon? Jy's besig om presidente te skep. Hoe kan jy 'n drosterslaaf sommer net terugvat sonder om hom te straf? Jy skep 'n president. Môre oormôre dros al die slawe. In die ander wêreld waarin Filemon staan, is: Vader, vergeef ons al ons skuld, net soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. 'n wrok in die hart maak van 'n vryman 'n slaaf. Vergifnis in die hart maak van 'n slaaf 'n vryman. Deurdat God ons aan die kruis op Golgotha vergewe het, maak van ons vry mense, dat ons in die koninkryk van God by sy feesmaal mag aansit. En dis hoekom ons kan vergewe. Ons het al 'n ruk terug die beeld gebruik. Daardie deurtjie in 'n mens se hart, waardeur jy vergifnis gee, is dieselfde deurtjie waardeur God sy vergifnis aan jou gee. En jy moet besluit of daardie deurtjie oop staan en of hy toestaan. Vergifnis in Jesus Christus het van ons vry mense gemaak. En die reël in die koninkryk is vergifnis. 'n Mens wonder, wat het Filemon toe gedoen? Maar dis nie die vraag nie. Die vraag is, wat gaan Filemon vandag doen?
Amen. Ons slotgesang is gesang 284, al 3 die strofes. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen. Ag broeders en susters, net die